Welkom by Wat sê die woord, wat deel is van die rondom die woordbediening van die gemeenskapskerk in Oshakati. Ek is hier om jou vrae te beantwoord wat jy oor die Bybel het. En ons doel is baie duidelik, soos Romeine 10 vers 8 sê, naby jou is die woord in jou mond en in jou hart. So as jy enige vrae het, vra gerus en ons beantwoord dit vanuit die woord van God. Hollywood is baie lief daarvoor om 'n groot spektakel van die idee van engele en demone te maak. En ek het net agtergekom, baie mense se idee oor engele word gebaseer op flieks en nie op die woord van God nie. So wat leer die Bybel vir ons oor engele? Ons weet dat God die engele geskaap het. Daar's goeie engele, daar's bose engele, daar's beskerming engele. So daar's baie wat ons daaroor kan sê en so ons gaan hierdie video opdeel in 3 gedeeltes. Deel 1 kortliks, wat sê die woord oor engele? Wat tipe engele is daar? Die tweede gaan oor die bose engele en die derde video gaan oor beskermingsengele. Het ons elkeen 'n beskermengel. So die Bybel leer baie. Ek dink engele kom omtrent 63 keer in die Ou Testament na vore, in die Nuwe Testament omtrent 195 keer, in die Evangelies alleen 24 keer, in die boek Handelinge word daar 21 keer verwys, in Paulus se briewe word daar 28 keer verwys na engele, en dan natuurlik in die Openbaring van Johannes is daar omtrent op elke liewe bladsy 'n verwysing na engele. So engele is hemelse wesens deur God geskape, hulle is lede van God se hofhouding, wat ons so kan sê, hulle dien hom, hulle prys hom, hulle het 'n taak in die hemel, maar so het hulle ook take hier op aarde. Hulle was by die skepping betrokke, hulle is gesande, bodes, boodskappers van God, maar ons weet die take wat hulle uitgevoer het, as enkele is wat ons gaan noem, hulle bewaak die toegang tot die paradys. Engele hou by Jakob se bed op die grond die kontak met die hemel oop. Joshua word deur engele ondersteun. Daniel word deur 'n engel bemoedig. 'n Engel kondig Christus se geboorte aan. 'n Engelekoor is daar naby wat eer aan God in die hoogste hemel. In Getsemane verskyn 'n engel uit die hemel om Jesus te versterk. Engele is aktief by die opstanding van Jesus betrokke. By hemelvaart van Jesus was daar 2 engele wat die disippels toegespreek het. Petrus word deur 'n engel uit die tronk bevry. Paulus word op die skip in die storm deur 'n engel bemoedig. So daar's baie verwysings na engele toe. So wat presies is 'n engel? Of ons weet hulle is boodskappers van God, maar in die Bybel het hulle spesifieke identiteit. Party mense sê daar's ook 'n rangorde. Jy kry belangrike engele en dan minder belangrike engele, en dit is nie, ons kan nie eintlik dit aflei van die skrif nie, maar daar's verskillende groepe engele. Eerstens is daar aardsengele. Aardsengele, die Bybel noem 2, Gabriel en Michael. Gabriel was waarskynlik in die hoogste rang. Hy was naby God, hy word as God se boodskapper gebruik, het aan Daniel die koms van die Messias verkondig, hy het aan Sagaria die geboorte van Johannes die Doper verkondig, hy het aan Maria berig gebring oor die geboorte van Jesus Christus. Die tweede wat ons van weet is Michael, ons lees van hom in Judas 9, hy was 'n veggeneraal gewees teen die bose magte. En dan is daar die tweede groep, so die eerste groep is aardsengele, die tweede groep is die gerubs, serafs, gerubs, die ou vertaling praat van cherubyne, is engele wat in diens van God staan. Hulle is bewakers van God se heiligheid, hulle is verteenwoordigers van sy heerlikheid. En dan is daar die serafs. Die serafs beteken, of word afgelei van die stam om te brand. So hulle brand vir die heiligheid van God. Hulle brand die onheiligheid weg. Ons lees onder andere van hulle in Jesaja 6 vers 2 tot 3 van die serafs. So gerubs simboliseer die wet van God en serafs simboliseer die genade van God. En dan die derde groep onderskei Paulus praat van hulle in 1 Korinte, in Kolossense 1 vers 16, dan sê hy daar's trone, heerskappye, owerhede en magte. Dit is engele magte wat deur God geskaap is. Ons is nie heeltemal seker presies waar hulle inpas of wat hulle doel is nie, maar ons weet dat die Here hulle ook geskaap het. So daar is eintlik niks vreemds aan die engele nie. Hulle is nie mense nie. Hulle is deel van God se skepping. Hulle is nie belangriker as Christus of belangriker as God nie. Hulle
hulle dien God en God gebruik hulle ook om tot voordeel vir elke gelowige te wees. Word 'n mens 'n engel wanneer ons sterf? Ons praat so baie keer van my geliefde is nou in die hemel, hy is nou 'n engel van die Here. Ek dink baie mense wil graag so dink, maar engele en mense is twee verskillende tipe skepsels. Ons is nie dieselfde as engele nie, ons word nie 'n engel nie, engele word nie mense nie, engele het nie 'n geslag nie, daar's nie 'n manlik of 'n vroulik nie, so nee, ons word nie 'n engel nie, want ons as 'n gelowige sal ons dadelik voor die Here ons leef voort in sy teenwoordigheid, nie as engele nie, maar as mense.